Goeiedag en baie welkom by Woordspeel. Vandag kyk ons na Eksodus 37. My tema is bekwame werk en ek lees vir jou vers 29 wat sê: Verder het Besaleel ook die salfolie en die wierook gemeng. Dit was die werk van 'n bekwame vakman. So hierdie hoofstuk is dan 'n opsomming van Besaleel wat die werk uitvoer wat God hom voor geroep het. En ons het reeds in die vorige hoofstukke gelees dat God hom gesalf het en hom bekwaam gemaak het en hom toegerus het vir hierdie werk, om dit dalk op selfs 'n hoër vlak te doen as wat hy in sy natuurlike vermoëns kon doen, omdat die Heilige Gees hom in staat stel. Maar nou lees ons dat Besaleel met bekwaamheid die werk fisies doen. Die eindproduk is die van 'n bekwame vakman. Besaleel kon nie nou dat nadat God hom nou geroep het en hom gesalf het, terugsit en net gewag het dat die ark en die kandelaar en die altaar en al die ander gedeeltes van die tabernakel nou sommer net verskyn daar voor hom nie. Nee, hy moes nou gaan en hy moes gaan werk met dit wat God vir hom in sy hand gegee het, met dit wat God hom mee toegerus het. Hy moes fisies die houtwerk gaan doen het, die kunswerk, die vormingswerk. Die eindproduk is 'n wonderlike resultaat van samewerking tussen God en mens. In my lewe is dit dieselfde. God roep my en hy maak my bekwaam. Hy werk in my, sê Filippense 2 vers 13, as jy dit dalk wil gaan lees. Maar dan moet ek gaan werk en ek moet gaan bedien en ek moet gaan optree vanuit God se salwing en sy beloftes. En ek moet in vertroue aan hom gaan leef. Fisies dit gaan skep en dit gaan vorm wat God my voor geroep het en gesalf het. So dit is vers 12 van Filippense 2, as jy dit wil gaan lees. So gaan lees Filippense 2 vers 12 en 13. Ek moet dit met sorg en met bekwaamheid nou gaan doen. Dan kan ek verwag dat die eindproduk iets gaan wees wat God sal verheerlik. 'n Samewerking tussen my en God, waar God al die eer kry, want ek kan niks doen sonder hom nie, maar waar ek ook tog verantwoordelik en as 'n goeie rentmeester gaan werk het met dit wat God in my hand vir my gegee het. Kom ons gaan pak vandag aan met die vertroue dat God vir my gee en dat God my salf om te doen wat ek nie kan doen nie, maar ook dan met die verantwoordbaarheid om te gaan doen die beste wat ek kan, saam met God, soos 'n bekwame vakman te gaan aanpak dit wat ek moet gaan doen. Het sê dit ek is wat 'n klas moet gaan aanbied, of iemand moet leer, of my sport beoefen, of wat ook al, die besigheid bestuur, dat ek dit sal doen soos 'n bekwame vakman vanuit die talente en die vermoëns en die salwing wat God aan my gee. Kom ons bid saam. Vader, mag dit wat ek doen, die werk van 'n bekwame geestelike vakman in U oë wees. Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Tot volgende keer.